Dag sê, welkom by vandag se oordeenking. Is dit moontlik om met byna niks meer as almal anders by te dra? Kom ons ontdek vandag hoe 'n arm weduwee Jesus se aandag getrek het en daardeur vir ons die ware betekenis van opoffering leer. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Lukas 21 vers 1 tot 4 wat soos volg lees. En hy het opgekyk en die rykes hul gawes in die skatkis sien gooi. En hy het ook 'n sekere arm weduwee 2 klein geldstukkies daarin sien ingooi. En hy sê, waarlik, ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer as almal ingegooi, want hulle almal het uit hul oorvloed by die gawes van God gevoeg, maar sy het uit haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het om van te lewe. In ons moderne wêreld word sukses en waarde dikwels aan getalle gemeet. Hoe groter die bedrag en hoe meer opsigtelik die bydra, hoe groter die indruk wat dit maak. Ons sien dit elke dag rondom ons. Maar Jesus draai hierdie wêreldse manier van dink heeltemal op sy kop, wanneer hy in die tempel sit en dophou hoe mense hul offers bring. Gedurende daardie tyd het die tempel se skatkiste waarskynlik soos groot tregters gelyk. Dit het sekerlik 'n harde, indrukwekkende geraas gemaak, wanneer die rykes hul sakke vol munte daarin leeg gemaak het. Almal kon sien en hoor wie die grootste bydraers was. Tog is dit nie hierdie groot vertoning wat Jesus se aandag trek nie. Sy oë val op iemand wat die wêreld maklik sou miskyk. 'n weerlose arm weduwee wat slegs 2 klein kopermuntstukke wat byna niks werd is nie in die skatkis laat glip. Jesus verduidelik aan sy disippels dat die rykes uit hul oorvloed gegee het. Hulle het gegee van wat ekstra was. Hul daaglikse lewenstyl of gemak is nie eens daardeur geraak nie. Aan die ander kant het die weduwee uit haar uiterste armoede gegee. Sy het nie net 'n deel gegee nie, sy het haar hele lewensonderhoud weggegee. Dit was letterlik alles wat sy gehad het om vir haarself kos te koop. Jesus verduidelik aan sy disippels dat die rykes uit hul oorvloed gegee het. Hulle het gegee van wat ekstra was, hul daaglikse lewenstyl of gemak is nie eens daardeur geraak nie. Aan die ander kant het die weduwee uit haar uiterste armoede gegee. Sy het nie net 'n deel gegee nie, sy het haar hele lewensonderhoud weggegee. Hierdie kragtige teksgedeelte leer ons iets diepgaande oor God se karakter. Hy kyk nie na die grootte van ons beursie of na die indruk wat ons voor mense maak nie. God heg waarde aan die hart, die onwankelbare geloof en opoffering agter die gawe. Om letterlik alles te gee, het van haar absolute vertroue geverg dat God as haar voorsiener vir haar sou intree. Dit is daardie tipe gesindheid wat die hart van die Here roer. Wanneer ons vandag ons tyd, liefde, talente of finansies gee, doen ons dit bloot omdat dit gerieflik is. Of gee ons met 'n opofferende hart wat ten volle aan hom toegewy is. Dit herinner ons daaraan dat die offers wat ons bring eintlik aan God self behoort en wat vir die uitbreiding van sy wil op aarde bedoel is. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Die Here meet nie waarde aan hoeveelheid nie, maar aan die gesindheid en oorgawe. 1 Samuel 16 vers 7 herinner ons daaraan. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die hart. Die egtheid en opoffering agter dit wat jy in God se hande plaas, bepaal die werklike waarde daarvan, en dit is onafhanklik van die bedrag wat gegee word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U my hart raak sien en nie net my dade nie. Vergewe my vir die kere wat ek slegs dit wat vir my gerieflik is, of wat oorgebly is, vir U aangebied het, of dit nou my tyd, my liefde of my middele is. Gee my asseblief die toewyding, dapperheid en geloof van die weduwee. Help my om onselfsugtig te leef met dit wat U vir my gegee het, met die volle vertroue dat U altyd vir my sal sorg. Ek bid dit in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Amen.